Hier kom Jan Bosman van die Afrikanerbond. Môre Jan. Môre Isak, dankie weer vir die geleentheid. Lekker om weer met jou te praat, Jan. En ons gesels vanoggend Afrikaner sake. En jy het nou lekker op Netwerk 24 en juis in die lig van hierdie hele gesprek wat plaasvind, het jy toe nou die naweek rubriek gehad. Ons moet mekaar weer vertrou en saam bou. En dan skryf jy hier die Donald Trump se volvolume luidspreker benadering het die kolle geplaas op Suid-Afrikaanse kwessies wat lankal onder die oppervlak broei en deur die ANC vermy is. En dan skryf jy hier Afrikaners is nie homogeen nie, mens moet verstaan waaroor gaan Afrikaner wees as jy hierdie gesprek wil voer. So kom ons hoor by jou wat die algemene strekking van daardie standpunt van jou is. Isak, ja, ek het nou gekyk na die debat wat nou die laaste weke gevoer is oor Afrikaners en daar is weer baie vrae oor wie's Afrikaners en wie's nie Afrikaners nie en hoekom is jy nie 'n Afrikaner nie en hoekom is ek nie, verskriklik baie gepraat daaroor. En ek het net die bestandpunt gehuldig omdat ons al so lank in die Afrikaner omgewing betrokke is dat mense maak die fout om te dink Afrikaners is een groot homogene groep. Ons almal stem dieselfde oor alles en ons is eintlik maar net een groot gelukkige familie. Wat nie die geval is nie. Afrikaners is 'n baie diverse groep mense in Suid-Afrika. Ons het konservatiewe groeperinge, ons het meer progressiewe groeperinge, ons het mense wat meer in 'n gemeenskapsgerigte benadering volg, ander in 'n meer individuele benadering. En nie een van hierdie is fout nie. Ek dink dit is die klem wat ons plaas, maar ons moet die klem eintlik in die fokus plaas op dit wat ons gemeenskaplik bind. En dit wat ons as Afrikaners in 'n groter groepering voel ons te nakom of waar ons gemarginaliseer word en daaraan aandag gee. Dit het ons met die Afrikaner verklaring vir jaar in April gedoen. Juis om te sê, hierdie is die gemeenskaplikhede, kom ons werk daarmee en dit het 'n groot groep organisasies geteken en ook 'n klompie individue. Jan, daar bestaan by sommige mense die aanname dat as jy as Afrikaner sou identifiseer dat jy noodwendig enige iets van konservatief na regs gaan wees. Vertel gou vir ons of dit die waarheid is. Inteendeel, ek dink Afrikaners, as jy vir my sê Afrikaner, dan moet ek eers baie mooi vir jou sê, wat sien ek alles in my definisie van 'n Afrikaner? En dis hoekom ek gesê het, jy het mense wat baie meer progressief is, minder aan groepsregte, groepsbelange glo, meer aan individuele belange, en dan kry jy natuurlik die meer konservatiewe groeperinge wat baie sterker voel oor groepsbelange, groepsregte, en daarom as 'n groep dan kyk na wat is die probleem. Maar die individuele Afrikaners, die wat individuele regte voorop staan, het waarskynlik dieselfde tipe van probleme as wat ons almal maar ervaar. En dis hoekom ons nie op mekaar moet verneig wees nie, dat ons begrip en respek moet hê vir mekaar se standpunte, want ons is uiteindelik maar almal Afrikaners, of jy nou wil of nie, jy is 'n Afrikaner. Is dit 'n sonde om 'n Afrikaner te wees? Nee, inteendeel, ek dink dit is dit bevestig jou identiteit. Ek kan mos nie as 'n Afrikaner net my eie belang dien nie. Ek dink ons is almal in Suid-Afrika in die eerste plek en daarom moet ons met die verskillende identiteite, soos wat NP van Wyk Lou dit ook destyds gesê het, die veelvlakkigheid van die Afrikaner is dat hy 'n taalbelang, hy 'n kulturele belang, hy 'n gemeenskapsbelang, hy het 'n godsdienstbelang, en al hierdie vlakke maak van jou 'n Afrikaner, maar ook die feit dat jy in Suid-Afrika is. En ek pleit altyd, en ons skrywe sê ons, maar jy moet 'n balans handhaaf tussen wie jy as Afrikaner is aan die een kant, maar ook wie jy as Suid-Afrikaner is. En ek dink hierdie groot geveg op die oomblik gaan oor Afrikaners wat ongelukkig is oor hoe Suid-Afrika ten gronde gaan. Ons wil dit maak werk, daar wil ons oplossings bring as Afrikaners. So dit begrond my, dit maak vir my onmiddellik, maar dit gee my identiteit, en daarom kan ek met groot vertroue in enige gesprek ingaan. Jan, hoekom het Afrikaners skielik die onderwerp van bespreking geword vanuit 'n Amerikaanse oord uit? Isak, ek dink dit was vir almal 'n groot verrassing geweest dat president Donald Trump nou Afrikaners uitgelig het. Daar's 4 faktore wat ek vir jou gaan noem. Ek wil net eers 'n bietjie agtergrond gee, want ek sien ook daar's nou baie pleidooie dat die probleme moet in Suid-Afrika opgelos word. Nou die ANC is die eerste voor in die koring te sê ons moet nie
ons wasgoed in die buiteland gaan was nie, ons moet dit intern oplos, en ek het juis ook in die artikel geskryf na die groot hoeveelheid vergaderings en konferensies en gesprekke wat daar was met die ANC al vir die laaste 10, 15, 20 jaar, en daarvan het niks gekom nie. Inteendeel, daar was groot ondernemings gegee dat werksgroepe tussen die ANC en Afrikaners tot stand sou kom, wat sou kyk na onderwys, wat sou kyk na grondhervorming, taal en ook erfenisse, en daarvan het niks gekom nie, maar dit val in 'n groter patroon, Isak, dat die ANC elke keer soort van sy regeringsbesluite sy stap en uitstel en dit afskuif na komitees. Ek het verlede week met professor Johansie van Wyk van UNISA bevestig dat Ramaphosa is baie lief daarvoor om komitees aan te stel en taakspanne en dies meer om probleme op te los. En tot en met einde Februarie was daar 182 sulke komitees. Wat ons nie weet, wat doen hulle nie, wat is hulle werksaamhede, wat is hulle uitkomste. En dan vat ek dit terug na die Afrikaner gesprek en die ondernemings van die ANC, dan dink ek daar sou in elk geval ook nie van daardie komitees wat die ANC onderneem het, iets tot stand gekom het nie. En toe Trump dit gevat en hy het dit in die kolle geplaas. Nou is almal kwaad vir Afrikaners, maar ek dink die ANC het vir homself sy tou baie sterk op self opgehang, en hy, as jy wil meer tou gee, gaan hy homself definitief ophang. Dis Jan Bosman van die Afrikanerbond wat so gesels. Jan, so ter afsluiting, wat maak ons van hier af vorentoe om te verseker dat Afrikaners 'n positiewe rol bly speel te midde van die kritiek wat daar op die oomblik is in die groter Suid-Afrika? Isak, daar's 'n paar goed waarvan ons moet kennis neem. Ek het 'n artikel van professor Johan Fourie aangehaal in my artikel in Netwerk 24. Professor Johan Fourie is ekonom daar van Stellenbosch. Hy sê daar's reeds 85,000 Suid-Afrikaners in Amerika, waarvan 40,000, tussen 30 en 40,000 waarskynlik Afrikaners is, en daarvan is die meerderheid reeds in landbou betrokke in Amerika, en dit is eintlik blykbaar volgens hom die groot ekonomiese rede hoekom Trump die uitreik het na Afrikaners, want hulle kom met 'n groot vaardigheid, kom met landbouervaring en kundigheid. Sy landboubevolking en boere word al hoe ouer, en daarom soek hy Afrikaners om te kom help boer. Dis die een. Die ander een is die ekonomiese, die BRICS bedreiging, en Suid-Afrika is die swak skakel in BRICS. Dit het professor Dr. Willem Steenkamp uitgelig, en daarom die fokus op Suid-Afrika om BRICS 'n bietjie te verswak. So dis die tweede rede. Die derde rede was Suid-Afrika het ook kernmoontlikhede, en Rusland bou al 4 kernstasies in Afrika, en Trump wil graag 'n belang hê met kernkrag in Afrika, en Suid-Afrika is van die wesenlike een. En dan die vierde ene is dat Suid-Afrika het 'n groot strategiese belang in die geopolitiek, en as daar iets in die Midde-Ooste gebeur en die Suezkanaal is toe, dan moet hulle rondom die Kaap kom, en daarom is Suid-Afrika belangrik vir hom. Wat ons moet doen, ons moet aanhou praat, ons moet aanhou hierdie probleme uitlig. Ons het nou mense wat aandag gee daaraan reg oor die spektrum, en kom ons hou aan praat. Die nasionale dialoog is belangrik, maar dit kan nie meer 'n ANC of 'n president Ramaphosa benadering wees. Jan Bosman, baie dankie dat jy tyd vir ons gemaak het, en sommer so op die nippertjie, ons het sommer hier in die begin van die program, toe Jan daai skakel vir my gestuur, ek het onmiddellik besef, dit gaan baie goed inpas by ons gesprek vanoggend, so dankie dat jy so gou vir ons tyd kon maak, Jan. Dit is my voorreg, baie dankie, Isak. Groetnis.